Ek sê vir julle almal goeiemôre, baie welkom hier by Tehillah gemeente in Centurion. Ons vertrou dat jy vanoggend die diens saam met ons gaan geniet. Ek gesels vandag rondom wat motiveer jou. As ons dink in terme van ons lewe, dan wonder ons baie keer, wat laat jou tik? Wat maak dat jy die mens is wat jy is? Wat motiveer jou? Ons elkeen het ons eie persoonlikheid en ons moet dit verstaan. Maar wat in jou geestemensie maak dat jy die mens is wat jy is? En ons kyk vandag daarna, wat laat jou tik? Ons skriflesing is Psalm 25 vers 12. Kom ons lees dit saam. Wie tog is die man wat die Here vrees? Hy sal hom leer aangaande die weg wat hy moet kies. Hierdie was vir my vreeslik belangrik, dat ons moet besef, die mens dink, maar God beskik. En dat ons moet ophou om ons eie planne te maak. En dat ons moet leer om vir die Here te kom sê, Vader, leer my die weg wat U wil hê ek moet gaan. Want al die bespreking vandag gaan oor jou. Hoe jy dink, hoe jy voel en alles. Maar in dit alles moet ons dit opstom om te sê, Here, leer my die weg wat U wil hê ek moet gaan. Want God is die weg en die waarheid in die lewe. En dat ons dit sal verstaan, dat ons moet wandel in Hom. Nie my will nie, but let your will be done. So ons kyk vandag na my will. Maar in werklikheid moet ons oorkoepelend vra, let your will be done. Goed, ons eerste bespreking, vandag gaan ons bespreek, ek gee vir u vrae en dan verwys ons daarna en bespreek ons die verskillende vrae, maar die doel van die vrae is om eintlik introspeksie in jouself te doen. So, ons sê vandag, begin ons om te sê dat Thomas Carlyle het verklaar, 'n mens sonder 'n doel in die lewe is soos 'n skip sonder 'n stuur. Soos as jy nie 'n doel in jou lewe het waarvolgens jy leef, as jy volgens sekere beginsels leef, as jy 'n spesifieke doel het in jou lewe nie, dan is 'n skip, as hy nie 'n stuur het nie, dan gaan hy soos 'n golf omstuur. So, die Here wil hê dat ons moet 'n doel in ons geesmens hê en dat ons die Here moet toelaat om deel van ons beplanning, om deel van ons lewe, deel van ons uitkyk te wees, sodat ons in die regte rigting vorentoe beweeg. Nou begin ek met die vraag. Hierdie is net die inleiding gedeelte. Elke persoon se lewe word gedryf deur keuses. So ons almal oefen keuses uit. Jy het vanoggend 'n keuse uitgeoefen watter klere jy gaan aantrek. Jy het 'n keuse uitgeoefen of jy koud kry of jy warm kry. Ons lewe bestaan uit keuses. Keuses wat ons maak, geestelike keuses, fisiese keuses rondom ons lewe. So ons sê ons word gedryf deur keuses. Want hierdie keuses oefen ons in ons eie lewe uit. Ons maak nie keuses vir ander mense nie, ja, as dit jou kinders is, maar keuses word jou eie, inherente keuse. Die Woordeboek sê, ek het gesê, elke mens se lewe word gedryf. Nou sê die Woordeboek, wat beteken hierdie gedryf? Gedryf beteken, dis 'n rigtingbepaler. Jy bepaal 'n rigting waarin jy jou lewe stuur. So gedryf is 'n rigtingbepaler. Nou kan ek jou klaar vra, in watter rigting gaan jou lewe? Gaan jy in die rigting waarin jy wil gaan? Of gaan jy nie in die rigting waarin jy wil gaan nie? Of laat omstandighede toe, dat jy nie in die rigting gaan waar jy tans wil gaan nie? Of hulle sê, gedryf kan beteken om beheer te neem. En dit is baie belangrik, dat ons besef, soms laat omstandighede toe, dat ons gedryf word in rigtings, waarin ons nie noodwendig wil wees nie. Maar, ons kan besluit, of ons dit gaan toelaat, of ons dit nie gaan toelaat nie. Want die beheersysteem daarvan, om toe te laat, lê uiteindelik in onsself. Gaan ons toelaat, laat ons die lewe leef wat ons leef, of gaan ons toelaat, laat ons gedryf word deur omstandighede. Want as jy gedryf word deur omstandighede, dan is jy nie self in beheer daarvan nie. Om 'n motor te bestuur, as jy 'n motor bestuur, dan bepaal jy die koers. As jy 'n golfbaan slaan,
dan bepaal jy, as jy goed golf kan speel, die rigting waarin jy slaan. As jy nie goed golf kan speel nie, dan kyk jy in watter rigting land daai bal, want jy weet nie of jy die regte rigting gekies het nie. En dis soos die lewe is. As jy in beheer is van jou lewe en jy's doelgerig, dan kan jy golf speel en jy bepaal die rigting van jou bal. Maar as jy novice is en jy's nie goed met golf nie, dan slaan jy en jy dink mog getroffe. En baie keer in die lewe neem ons besluite en dan dink ons, ag Here, mog getroffe, mag hierdie besluit reg uitwerk. Want kom ons sê maar vir mekaar, die lewe is in 'n sin 'n risiko, want jy weet nie met die besluite wat jy neem, gaan dit werk, gaan dit nie werk nie, gaan dit wat ek vandag besluit en doen, gaan dit suksesvol wees of nie. Maar wanneer ons die Here as stuurman van ons lewe plaas, dan sal hy ons rig en lei dat ons golfbal in die regte rigting gaan, want dan weet ons, hy is in beheer van ons lewe. Nou kom ons by die vraag. Daarom wil ek jou vandag vra, wat is die dryfveer in jou lewe? Wat dryf jou? Want ons kan vir mekaar sê, vir baie mense dryf geld. Ek moet net genoeg geld maak. Vir baie dryf status. Vir baie dryf sukses. Vir baie dryf om gelukkig te wees. Baie dryf om my werk te geniet en gelukkig by die huis te wees. Om vergenoeg te wees met my omstandighede. Om in dit waarin ek leef, happiness te vind, gelukkig te wees. Om vergenoeg te wees by my werk, om vergenoeg te wees by my huis, om vergenoeg te wees met my gesin, met my omstandighede, om in dit die woord praat van 'n vrede wat alle verstand te bowe gaan. En dit is God se hart, dat ons daardie vrede sal vind, wat alle verstand te bowe gaan, wat net die Here in jou hart kan plaas, dat jy vrede vind in jou omstandighede. En dan moet ons vir mekaar sê, ons omstandighede is nie noodwendig altyd dit wat ons eintlik graag wil hê nie. Ons wil eintlik graag hoër gaan, beter gaan, beter salaris verdien, lekkerder werk, lekkerder omstandighede, in die huis, dalk beter huis of 'n beter kar of wat ook al. Maar die geheim van dit alles lê daarin, om vergenoeg te wees in jou omstandighede. Let God, want die Here bly in beheer van ons lewe. En soms toets hy ons. Hy toets ons om te kyk of ons en dit waarin ons verkeer vir die hier en die nou rustigheid en vrede kan kry, om te weet, te midde van alles bly God in beheer. Wat kom ons sê vir mekaar, soms is ons omstandighede nie noodwendig wat ons wil hê nie. Soms wil ons hoor, beter, of 'n ander werke, of ander omstandighede, of wat ook al, of gesonder wees, of nie so siek wees nie, of wat jou behoefte ook al mag wees. Maar God bring alle mense soms deur 'n toetstydperk, en dat ons dan in ons toetstydperk, ons toets slaag. Want wat gebeur as jy skool gaan en jy druip? Dan moet jy daai standaard herhaal. En God het dieselfde beginsel. As jy sy toetse druip, dan laat hy jou die toets herhaal. Hoekom? Sodat ons die beginsel kan verstaan wat hy in ons geesmens wil hê, dat daar 'n ek vertrou U, Here, te midde van my omstandighede, want U is in beheer, en U sal vir hulle wat God lief het, werk alles ten goeie mee. Al lyk dit nie nou of jy dit verstaan nie, maar verstaan dat die Here in die toekoms vir jou alles ten goeie sal laat meewerk. Die oomblik wat jy die toets slaag, dan sê die Here,
jy het die toets geslaag, nou kan jy die volgende trap kry. Want ons lewe bestaan uit trappies, uit hoogtes wat ons moet bereik. En hoe groei ons? Ons groei deur toetse wat die Here ons laat slaag. En dis groei, dis ontwikkeling, dit is wat die Here in ons kom lê. Nou wil ek jou begin vra. Dalk is daar mense wat inluister of mense in die gemeente wat tans net kop bo water hou as gevolg van onvoorsiene omstandighede. En in dit, as jy kop bo water moet hou en jy moet net swem, Jannie swem, dan is dit nooit lekker nie. Dan beleef jy, Here, kan jy nie net ingryp nie. Maar weet ook in dit toets die Here jou gesindheid, om te sien of jy in die moeilike omstandighede kan vasbly aan die Here en God vertrou, dat hy dit sal verander wanneer die tyd reg is. En dat hierdie 'n toetstydperk is en dat jy nie verbitterd moet wees in jou swaar kry en jou kop bo water hou situasie nie. Maar dat jy God vertrou, vir hulle wat God liefhet, werk alles ten goeie mee, dat die Here ook in dit 'n nuwe seisoen sal bring. Of dalk beleef jy druk in jou werk, dat daar geweldig druk in jou werk is. Jy werk teen druk, jy werk teen 'n tydskedule, jy werk teen vreeslik druk. Daar is momente wat jy moet goed, wat's deliver in Afrikaans? Wat? Aflewer, wanneer jy sekere produkte moet aflewer, wat jy sekere mylpale moet haal, en dan beleef jy druk in jou lewe, of jy beleef druk van 'n persoon in beheer van jou, of druk van kollegas, watter druk jy ook al beleef, of druk in die verkeer. Ek onthou, op 'n stadium het ons in Kempton gebly en ek het Pretoria gewerk en ek was in die verkeer en dan bel Karel my want juffrouens in die skool sê vir kinders, môre moet jy dit en dit by die skool hê. Dan weet hulle nie die ma's werk in ander dorpe en dan die ma's kom laat by die huis nie. Dan bel Karel my, dan sê hy, môre moet hy dit en dit by die skool hê. Dan moet ek jaag van Pretoria Kempton toe, om betyds die winkel wat daai tyd 5:30 gesluit het, die skryfbehoefte winkel, te kry, om die goed betyds te kry, sodat die kind dit by die skool het. So 'n mens beleef soms druk, en jy dink, Here, hoe gaan ek hierdie druk, wat 'n druk het ook al is wat jy beleef, hoe gaan ek hierdie druk bly hanteer? Maar weet net, hierdie druk is ook 'n toetstydperk in jou lewe, wat die Here baie keer bring, om net te kyk wat 'n kwaliteit lê binne in jou. Of soms het ons druk by die huis. Ons almal se huwelike is nie noodwendig in die maan gemaak nie. Ons huwelike is op aarde gemaak. Of jy druk by die huis, of jy druk by die werk, of jy druk met jou familie, of jy druk met vriende, of jy druk met bure, of jy watter druk jy belewe, finansiële druk. Ons beleef druk, en dan in hierdie druk, dink jy, Here, wanneer kom die uitkoms? Want druk is nooit vir niemand lekker nie, maar dit is in die druk wat jy beleef, wat jy vashou aan die Here. Want in daai druk wat jy beleef, is dit net die Here wat jou deur dit kan dra. En as jy besef, wanneer jy druk beleef, sê, dankie Here, U gaan my deurdra, en U gaan my in hierdie druk meer as 'n oorwinnaar maak. Of, ek wil vandag vir jou vra, wat moet jy hanteer? Watter situasies moet jy hanteer? Wat nie vir altyd maklik is nie. Soms is dit situasies waarin jy gedompel word by jou werk, of situasies wat jy gedompel word met familie, of situasies met wie ook al. Moeilike situasies, situasies wat jy moet hanteer, wat jy dink, Here, U moet my die vrug van die Gees gee in moeilike situasies. Wat is die vrug van die Gees? Liefde, vriendelikheid, goedgesindheid, geduld. Want in moeilike situasies moet mens vir jouself sê, Here, ek het die vrug van die Gees nodig om dit uit te leef wat U van my verwag, wat ek moet uitleef. Of druk in situasies
moet ek vra, Here, ek sukkel om hierdie druk te hanteer. Kom deur die Heilige Gees om bekragtig my om hierdie druk te kan hanteer. Of dalk werk jou lewe nie uit presies soos jy dit beplan het nie. Omstandighede buite jou beheer kom en beïnvloed jou lewe. En dis goed wat jy nie beplan het of voorsien het nie. En dan in dit moet jy vrede maak. Want die woord sê, God gee ons 'n vrede wat alle verstand te bowe gaan. Want dis baie keer nie maklik dat jy in 'n omgewing is of in 'n situasie is, goed moet hanteer, 'n situasie moet hanteer wat nie is waarop jy beplan het nie. En dan in dit moet jy daardie vrede kry wat net die Here jou kan gee, om sonder bitterheid, sonder gevoelens, sonder kwaad, sonder opstandigheid, sonder wrokkigheid, hierdie situasie te hanteer. Want mense dink nie eenders nie. En omdat mense nie eenders dink nie, word jy baie keer blootgestel aan iemand wat totaal anders dink as jy, of 'n situasie buite jou beheer, en jy moet swem, jy nie swem in 'n situasie. En dis dan wat jy moet vir die Here sê, Vader, ek word stil voor U, en ek vra vir wysheid, ek vra vir insig, ek vra dat U bonatuurlik vir my 'n kalmte van gees sal gee, om ook hierdie situasie te kan hanteer. Dan kom ek by jou verlede. Ek wil jou vra, wat laat jy toe van jou verlede, wat steeds beheer op jou uitoefen? Want soms is dit goed wat ons met ons saam dra, wat in die verlede jare terug gebeur het. Soms is dit goed wat oor jare wat jy met jou saam sleep van jou verlede, wat jou verlede kort by jou spook, wat jy toelaat dat jou verlede op onbewaakte oomblikke kom jou verlede na jou toe terug en jy sleep daai verlede met jou saam. En vandag wil ek jou aanmoedig en sê, weet wat? Gee jou verlede vir die Here. Sê, Here, ek gee vandag hierdie spook van my verlede wat met my saamkom, wat onnodig is. Ek het nie nodig om hierdie las van my verlede te dra nie. Ons almal het foute gemaak. En ons almal maak nog foute. Maar foute van die verlede, issues van die verlede, onreg van die verlede wat na jou toe gekom het, wat jy nie gesoek het en voorgevra het nie, maar wat onreg aan jou gepleeg is. Maak klaar met dit. Lê dit af, lê daai onreg af, gee dit vir die Here, en sê, Here, vandag vra ek U, kom maak my vry. Vry van daai onreg, vry van die pyn, vry van die seer, vry van die onthou van die verlede, van dit wat my aangedoen is, dat ek hulle vryspreek. Jy weet, ek werk met mense, en dan is dit vir my baie keer opvallend, dat dit volwassenes is wat al my jare het, en dan worstel hulle nog met onreg wat hulle kinderdae gepleeg is teen hulle, of vroeg in hulle jongmensjare, of vroeg in hulle huwelik, en ons moet klaarmaak met onreg wat aan ons gepleeg is. Kom vry, kom lê dit by die voete van die Here en sê nou in jou gees, mens, Here, ek kanselleer dit vandag in Jesus naam, en ek bid U bloed daaroor, en ek vra dat U deur U bloed dit weg was uit my gedagtes uit, dat ek klaar maak. Ek lê dit by U voete, ek maak klaar daarmee, ek kom vry, sodat jy kan aanbeweeg. Anders sleep jy ou goed saam met jou, wat onnodig is. Of dalk laat jy toe dat selfopgelegde waardes, wat jy jouself oplê, saam met jou loop. Ek moet en ek sal 'n sukses van my lewe maak. Goed wat jy jouself gesê het, ek sal 'n sukses maak, ek sal dit reg kry, ek sal oorwinning kry, ek sal dit. Dit is goed wat mens vir jou op jou lê.
En dan hierdie selfopgelegde waardes, snaakse ding het by my opgekom. My pa het nooit geskinder nie, maar eendag toe sê hy vir my, "Oudnooi, weet jy, die ouma wie se naam ek het, weet jy, dat dit was altyd vir my vreemd, as ons by haar gekuier het, dan was sy heel dag in die kombuis. Sy het nooit uit die kombuis gekom en in die sitkamer kom sit en gesels nie. Sy was heel dag besig in die kombuis. Sy het nooit haarself gegeen om te kom sit en gesels, saam 'n koppie tee te kom drink, saam koffie te drink, saam te kuier nie. Sy was net moeder hen wat wil kos maak en kyk in die kombuis. Maar haar hele lewe het net in die kombuis plaasgevind. En toe sê my pa vir my 'n waarheid. Mens moet waak dat jy jouself in 'n kokon plaas van net besig wees met dit, net besig wees met dit, sodat jy nie die lewe buite geniet en kostelike waarhede van mense ontdek, van leef na buite, van kom uit jou comfortzone uit en vra die Here, maak my horisonne wyer, want anders is jy net besig om in 'n kokon te funksioneer. En as jy toelaat dat jy in 'n kokon funksioneer, dan kry jy 'n kokon mentaliteit, want jy beleef nie die lewe daar buite nie, en jy reik nie uit na mense daar buite nie, en jy gee die mense kans om uit te reik na jou toe. So ek wil vandag vra, as hier iemand is wat toelaat dat hulle vasspin in 'n kokon, dan praat die Here juis vandag met jou en sê, kom hoor by my, hoe moet jy uitreik en uitbeweeg, soos wat die Here dit van jou vra. Jy mag ook dalk dink, ek is die broodwinner, my gesin mag nie so onder my toe doen, swaar kry nie. Ek kry dit baie keer by mans, en ek kry dit ook by vrouens wat die broodwinner is, dat hulle die taak van broodwinnerskap so ernstig opneem, dat hulle werk hulle insluk. Hulle lewe bestaan uit hulle werk, alwaaroor hulle kan praat is oor hulle werk. Hulle gaan vroeg werk, toe vroeër as die ander, sodat hulle op datum kan kom met hulle werk langer as die ander, hulle bring werk huis toe, die werk sluk hulle in, sodat hulle nooit lewe nie, dat hulle nie tyd maak vir stilte tyd nie, dat hulle nie tyd maak vir familie, vir vriende, vir leef na buite. God het ons 'n altruïstiese mens gemaak, wat moet na buite leef. God wil hê, ons moenie net intern kyk en met ons eie ding en laat die werk jou insluk nie. En ek dink vir 'n man is dit prysenswaardig, of vir iemand wat werk, 'n dame wat werk, dat hulle werk vir hulle belangrik is. Maar die werk kan naderhand, almal hoor jy kan gesels is jou werk, en dan maak die werk dat jy so vasgespin is, dat aan die einde van die dag, as jy by iemand se graf staan, dan dink jy, ek was so besig met my werk, ek moes meer tyd vir die persoon gemaak het, ek moes meer gebel het, meer gekuier het, meer uitgereik het, meer omgegee het, meer aandag gegee het, meer gesels het, meer toegeneentheid getoon het, want ons moet pas op, dat ons lewe wat ons kies, ons nie insluk, dat ons nie uitreik na ander toe nie. Wanneer buitefaktore invloed op jou lewe uitoefen, oefen dit verseker druk op jou lewe uit. Dan saboteer jy eintlik jou eie toekoms. Nou buitefaktore kan verskillende faktore wees. Buitefaktore kan wees situasies om jou, familiesituasies, werksituasies, huissituasies, watter buitefaktore, siekte, issues, wat ook al, finansies, buitefaktore. As buitefaktore kom en hulle het 'n invloed op jou, dan saboteer hulle jou, want hulle saboteer jou toekoms. Hoekom? Want jy's preoccupied met hierdie issue
dat jy nie vorentoe beweeg nie, want jy wil net heeltyd hierdie issues uitwerk. Jy is heeltyd besig met issues in jou kop. En issues wat jou toespin. En dan geniet jy nie die lewe nie, jy gaan stap nie, jy gaan kyk hoe die... Ek sê vir my man gister, ek sê kyk daar's bloeisels besig om uit te kom. Ek was so verstom, toe ek sien, hier kom bloeisels en ek sê, ag prys die Here, die lente is op pad, want ek sien bloeisels en ek sien blommetjies wat uitkom, ek sien die natuur om my, en nou wil ek vandag vir jou vra, wat doen jy om stil te word, rustig te word, kalm te word, vrede te vind in jou hart? Gun jy jouself 'n halfuur, 'n uur, sonder om TV te kyk, wat jy net 'n rustigheid oor jouself bring, 'n kalmte oor jouself bring. Dis wat ek gesien het toe ek voltyds gewerk het. As mens van die veral toe ek tot 5:30 in die middag gewerk het, as mens dan by die huis kom, het jy waaragtig 'n uur nodig om af te skakel. Jy kan nie dadelik weer van die een na die ander in beweeg nie. En nou wil ek vir jou vra, wat gun jy jouself? Het jy agtergekom, daar's bloeisels wat uitkom? Wat gun jy jouself om vir 'n uur net rustigheid en vrede in jou gemoed te bring? Gaan sit buite, gaan kyk. Die bome is besig om te bot. Daar's blaartjies wat uitkom. Kyk, word rustig. Of sit musiek op en maak net jou oë toe, geniet die musiek. Wat ook al vir jou werk. As dit lekker is om met die hond te speel, dan doen jy dit. Wat vir jou werk. Maar ek wil vandag vir jou sê, ons moet onsself tyd gun. Want anders laat ons toe dat die lewe ons saboteer, dat ons net 'n gejaagdheid het. En ons kom nooit tot stilstand en geniet die klein dingetjies om ons nie. Ek wil sê, eintlik afsluit rondom druk. Wanneer buitefaktore invloed op ons lewe uitoefen, oefen dit verseker druk op ons lewe uit. As jy druk in jou lewe ervaar, dan besef jy, hierdie druk wat jy ervaar, is buitefaktore. Dis nie God se wil dat ons moet druk ervaar nie. Ons almal moet arbei. In die Bybel sê tyd het die mense gewerk. Almal werk en dis lekker om te werk. Maar jy moenie toelaat dat jou lewensomstandigheid, het sy wat dit is, soveel druk maak dat jy soveel spanning opbou en eintlik verbygaan om die lewe te geniet, verbygaan om die klein dingetjies wat saak maak in die lewe, om oproepe te maak, om te kuier, om die lewe om jou te geniet, om uit te reik na mense, om in jou gesinsverband vreugde te vind, dat jy in dit behaag sal skep en nie toelaat dat die druk van buite jou kom insluk nie. Ons kan sê, ons is produkte van ons verlede. Ons is almal produkte van ons verlede. Goed of sleg. Party van ons het 'n verlede wat goed was, 'n party het 'n verlede wat half goed, half sleg was, party het 'n goeie verlede. Ek dink almal het maar 'n verlede wat sekere dinge was goed, sekere dinge was minder goed. Die lewe is nie net maanskyn en rose nie, maar ons hoef nie 'n gevangene van ons verlede te wees nie. Ons hoef nie te dink, jette, ek het nou die dag met iemand gesels, toe sê sy, sjoe, ek het dan as kind swaar gekry. Ons het dit en dit en dit en dit. Toe dink ek, hallo, dis jare verby. Is goed om het te onthou, maar kom weg daarvan. Dis nie nodig om altyd half 'n morbiedheid met jou saam te sleep nie. Ons is nie 'n gevangene van ons verlede nie. Kom vry van jou verlede. En dan moet ons waak teen verwyte. Ons laat toe, laat verwyte foute wat ons almal gemaak het in ons lewe, dat ons toelaat, laat daai verwyte
eintlik 'n beheersisteem in ons geesdimensie word. Ons loop net verby te, ek het daar 'n stupid fout gemaak. Ek moes nooit dit gedoen het nie. Ek moes nooit dit gesê het nie. Ek moes nooit so toe gegaan het nie. Ek moes nooit hierdie werk opgeneem het nie. Ek moes nooit dit gedoen het nie. Ek moes wat ook al jou situasie is. Ons moet waak teen verwyte, want verwyte gee nie vir jou antwoorde nie. Verwyte is net selfopgelegde gevangenskap wat jy vir jouself bring. Los verwyte, dis verby. En as daar verwyte, kyk die vyand is baie goed om ons te verwyte. Hy verwyte jou dat jy nie dit of dat nie. Maar nou, wanneer verwyte kom, dan sê jy net vir daai verwyte, die bloed van Jesus Christus reinig my van al my sondes, van al my verkeerde besluite, van alle, want ons almal het al verkeerde besluite, ek het al verkeerde paaie gery, dan verwyte ek myself, dat ek nie beter opgelet het waarheen ek ry nie. Almal van ons maak foute. En ek wil vandag sê, as daar een ding is wat die vyand 'n spesialis in is, om verwyte en goed in ons geesmens te bring, maar die Here wil dit nie hê nie. Hy sê, kyk, ek maak alles nuut. Hy maak dit nuut vandag. Hy maak ons nuut van ons verlede. Hy maak ons nuut. Hy skep 'n nuwe dag vir ons. En dat ons loskom van verwyte, loskom van alles wat swaar op ons rugge lê. En wil ek sê, vergewe as jy moet. Ons moet vergewe. Kyk, laat ons eerlik met mekaar sê. Ek dink hier's nie een van ons wat nie verontreg is in hulle lewe nie. Iewers langs die pad is ons verontreg, maar ons moet vergewe enige verontregting. Hoekom? Sodat ons kan loskom van dit wat mense aan ons gedoen het. Let bygones be bygones. Vergewe en kom los. Baie goed is onregverdig. Ek wil nou amper politiek praat. Baie keer is dit dat mense bevordering kry, wat eintlik nie die bevordering moes kry nie, dat iemand anders die bevordering moes kry. En dan voel jy verontreg, want jy het gedink jy's in lyn vir daai bevordering. En dan moet jy dit maar sluk. Of wat ook al gebeur in sekere situasies, word een bevoordeel bo jou, of wat jou situasie is. Maar ek wil vir jou sê, gee dit vir die Here en gaan aan, kom los, skud dit van jou af, dat jy loskom daarvan, want anders leef ons so terug in die verlede, en ons geniet nie die hede nie, want God wil hê, ons moet nou in die hier, in die nou, gelukkig wees, ons moet happiness nou in ons lewe ervaar, maak klaar met jou verlede. Soms onreg mense ons, wat jy dit wragtig nie verdien nie. En dan besef jy, daai mense, dis hulle issue. Los hulle, spreek hulle vry, moenie hulle issue, jou issue maak nie. Iemand staan partykeer met verkeerde voet uit die bed uit op, en hulle maak hulle issue, jou issue. En dan moet jy net sê, Here, ek vat wragtig nie hierdie issue nie. Dis hulle issue. Ek gaan dit nie vat nie. Ons moet kan onderskei. Wat is my aandeel? Wat is hulle aandeel? As dit nie my aandeel is nie, is hulle aandeel dat hulle dit hanteer. Want dan kry jy vrede. Want ons maak fout. Ons laat toe dat mense sê issue, wat hulle nou na ons toe bring, dat hulle issue en ons gaan lê, en dit is eintlik nie ons issue nie, en dan moet jy kan onderskei, en vir die Here onderskeidingsvermoë vra, Here, is dit deel van my issue? Nee, dan gaan ek nou, en ek gee dit terug in die gees vir hulle, en ek spreek myself vry, en kom vry daarvan. Besef ook, die persone wat jou te nagekom het, gaan jy nie toelaat om verdere invloed op jou lewe te hê nie. Jy laat dit toe. As jy toelaat dat mense jou te nakom, dan is dit wat jy toelaat. As hulle jou te nakom, dan is dit hulle issue. Sê, Here, ek kies om hulle vry te spreek, ek laat hulle gaan.
maar moenie die goed dra nie. Ons dra te veel goed wat mense ons te nagekom het, wat nie vriendelik met ons was nie, wat nie gaaf met ons was nie, wat ons snippie geantwoord het, wat ongeskik met ons was, of ons nie weer teruggenooi het nie, of wat ook al. Dan neem ons aanstoot. Moenie dit doen nie. Gee dit vir die Here en los dit en kom vry, sodat jy kan vry leef. Ons in ons alledagse lewe moet ons ook besef, dat wat jou ontstel, moet jy besluit. Is dit die moeite werd om daaroor te aanhou top, of om daarop te reageer? So as goed jou ontstel, is daar mense in die lewe wat loop sonder dat iets hulle ontstel? Wat net gaan deur die lewe, alles is net wonderlik. Nee, ons lees in die Bybel, hoe mense moes probleme ek lees hoe die disippels aangeval is, hoe mense hulle gekritiseer het, en gesê het, maar dit is nie reg nie, dat is nie reg nie. Oral lees mense, selfs vir Jesus het hulle gekritiseer. So, goed wat jou ontstel, moet jy kan vir binnekennis vra, Here, is ek aandadig hieraan? Moet ek my ontstel hieroor, of kan ek dit net vir u gee? Want die oomblik wat jy jou pakkie vir die Here gee, waar is die pakkie? By die Here, dan is hy nie meer by jou nie. Gee dit vir die Here, en kom vry. As mense om jou te nakom, gee dit vir die Here, sodat jy kan vrykom. Sê, en as dit weer na jou toe terugkom, dan sê jy, Here, dankie, hierdie pakkie is by u, ek vat hom nie meer nie. Ek het hier geskryf, soms, goed waaroor ons stop, kan baie keer binne in ons huwelik wees, of dit kan ook selfs by jou werk wees, of dit kan selfs in jou familie wees, situasies wat gebeur het, wat jy oortop, en wat jy dink, Here, moes ek dit anders hanteer, dit en dit en dit, want onthou, menslike faktore waar mense verhoudings betrokke is daar altyd half konflik of misunderstanding, want die een bedoel dit so, maar jy interpreteer dit so. So dis baie keer goed om by die Here te sê, Vader, gee vir my duidelikheid deur die Heilige Gees. Hoe moet ek hierdie saak hanteer? Moet ek dit ter harte neem, of moet ek dit vir u gee en laat gaan? Want soms gaan die Here vir jou vra om die minste te wees. Soms gaan die Here vir jou sê, tree toe en bespreek die saak. Soms gaan die Here kom en vir jou sê, maak of dit nie bestaan het nie en gaan net aan. Ek wil sê die uitweg is nie altyd om te maak of dit nie bestaan en net aan te gaan nie. Soms is dit goed om 'n saak uit te praat, maar soms is dit goed om dit waaragtig net te los. Laat die Here dit hanteer. Dan gee jy daai saak vir die Here en sê, Here, ek vra dat u die saak oplos. Ek het hier geskryf, rondom 'n saak moet ons ook vir onsself afvra, Here, in retrospeksie, het ek 'n aandeel in hierdie situasie gehad. Want baie keer kyk jy en jy dink, dis hulle, julle. Maar soms het jy 'n aandeel daar gehad dalk, en dan vra jy, Here, in retrospeksie, het ek dalk 'n aandeel gehad, en indien wel, wys my wat is my aandeel. Ek is bereid om dit reg te stel. Want mens sien nie altyd jouself soos ander jou sien nie. So dis goed om ook vir die Here te vra, Here, wys my wat my aandeel was in 'n verkeerde situasie. Want in hom is ons meer as oorwinnaars. Ons is oorwinnaar as ons die hand in eie boesem kan steek en vir die Here kan sê, Here, as ek 'n aandeel het, bely ek dit en vra ek, vergewe my en help my of wys my hoe ek in die saak moet hanteer.
Dan kom ek nou by die laaste deel. Baie persone sukkel met 3 basiese probleme in hulle lewe. Die eerste een, dit behels jou identiteit. Wie is jy regtig? So vanoggend wil ek jou vra, wie is jy regtig? As jy vir jouself moet beskryf, wie is jy regtig? Is ek gemaklik in myself? Is ek gemaklik met die mens wat ek is? Of wil ek verander? Ek dink ek het al dalk vir julle vertel, toe ek op skool besluit ek wil minder baie praat, en stil gebly het, en toe vir 'n kwartaal omtrent skaars gepraat het, en net geluister het, en ek het eintlik gedink, ek het verskriklik goed gevaar om net te luister vir almal in die personeelkamer, tot Ria vir my gesê het, nee, magtig Martlie, kan jy net die ou Martlie terugword? Verstaan, mens moet vrede maak met wie jy is. En nie iemand anders probeer wees, wat jy dink jy moet wees nie. Aanvaar jy jou persoonlikheid? Of is daar dele aan jou persoonlikheid, wat jy dink jy moet skeer en skaaf aan, wat jy moet leer? Ek moes leer om meer te luister. So, wat in jou persoonlikheid, dink jy, is daar areas wat jy aandag aan moet gee in jou lewe? Dan moet jy meer verdraagsaam word, meer hulpvaardig word. Nou wil ek jou vra, want ons kyk nou, wie is jy regtig? Wil jou vra, hoe lyk jou stilte tyd? Maak jy tyd met die woord? Spandeer jy tyd met die Here? Kom jy regtig by die Here uit, of het jy geuite gebedstyd? Toe ons klein was, het ons gesê, Jesus skankie klein, maak my hartjie rein, amen. Nou groot mense kan ook geuite gebede hê. Kom jy by, dat jy elke dag in oënskou neem, wanneer jy in jou gebed verkeer, dat jy stil word voor die Here, en die Here ook toelaat om met jou te praat. Aan die tweede een, ons wonder baie keer oor onsself. En ons wonder, as ander mense na ons kyk, maak my lewe 'n verskil aan ander mense. En dan moet mens introspeksie doen, en vir jouself vra, maak jou lewe 'n verskil aan ander mense. Of is jy net besig met me, my and myself? Want vir God is dit belangrik, dat ons lewe 'n verskil moet maak. Want hy stuur ons aarde toe, om 'n verskil te kom maak. Om nie net met onsself besig te wees nie, maar om werklik 'n verskil te maak, aan ander mense om ons. Want dit is die roeping wat God ons gegee het. Gaan uit en verkondig die evangelie. Gaan uit en gaan maak 'n verskil. Nou wil ek jou vra, maak jou lewe 'n verskil? Of is jy net besig om te oorleef met jouself? Dan die derde vraag is, dis 'n belangrike vraag, maar net eers 'n traan afvee. Waar pas ek met my persoonlikheid regtig in? Was julle al in 'n geselskap tussen mense, en dan gesels hulle in hulle kuier, en jy besef jy pas wragtig nie in hierdie geselskap nie? Of het net ek dit al ervaar? Want sien, ons is elkeen uniek. En omdat ons elkeen uniek is met ons persoonlikheid, pas ons nie altyd regtig oral in nie. En ons moet verstaan, ons het almal ons vriende, ons het almal ons familie, en in dit, jou vriende en jou familie en die mense waarmee jy gemaklik is waar jy inpas. Maar, nou wil ek vra,
Waar pas jy in? En watter moeite doen jy om seker te maak dat jy wel kan inpas daar waar jy nie altyd gemaklik is om in te pas nie, maar terwille van omstandighede, dat jy vir die Here vra, Here help my om in te pas terwille van U. Want soms vra die Here van jou om in situasies in te pas wat nie noodwendig jou situasie is nie. Maar ons is so besig met me and my and myself, dat ons nie ruimte maak vir ander, dat ons kan inpas in hulle omstandighede ook nie. Want God vra soms dat ons moet inpas, hy het sy disciples in die wêreld ingestuur, het hulle ingepas in die wêreld, glad nie. Maar hulle was tussen die mense van die wêreld, en soms wil die Here hê, ons moet inpas daar, juist daar. Hoekom? Om 'n verskil te maak. Want die Here wil hê, ons moet partykeer in plekke ingaan, net om 'n verskil te maak. Het is maklik om net te wees waar jy inpas, maar soms moet jy 'n verskil gaan maak, juis daar waar die Here jou nodig het. As ons dit verstaan en vrede daarmee kan maak, dat die Here ook vir ons 'n roeping het, op plekke waar ons nie noodwendig altyd tuis voel nie. Ons moet besef vandag, ons verlede is onherroepelik verby. Ons kan niks aan ons verlede doen nie. Niks kan ons verlede verander nie. Daarom verklaar die woord in Job 5 vers 2. Leer om in oorwinning te stap. Stap in oorwinning. Kom in God se oorwinning. Sê, Here, die goed wat ek nou aangedink het en goed, daar's dinge wat ek moet agterlaat, maar ek gaan nou vorentoe stap en ek stap in oorwinning, want ek besef, daar is 'n roeping op my lewe. U wil hê ek moet 'n verskil maak. U wil hê ek moet toetree. Miskien waar ek nie noodwendig tuis voel of waar ek nie gemaklik is nie, maar terwille van U is ek bereid om te gaan. So die Here roep jou. Baie van ons reflekteer die spesiale manier waarop die Here jou gevorm het en die persoon wie jy vandag is. Dis God se hart, dat ons sal reflekteer dit wie God in jou gemaak het, die roeping wat jy op jou lewe het. Dis jou calling, om die mens te wees wat God jou gemaak het, om die mens te wees wie jy is, om in die roeping te loop wat die Here vir jou gegee het, om dit te vervul wat God jou voorgeskep het. En om jou eie persoonlikheid te behou, om die mens te bly wie jy is. 'n bietjie te skaaf aan afdelings wat jy moet skaaf, maar wees die unieke jy, want dit is wie God jou geskape het. En behou jou eie persoonlikheid. Want in dit word God verheerlik. En in dit kom hy en hy sê, my kind, jy het die wedloop voltooi in dit waartoe ek jou geroep het om te wees. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie dat U ons elkeen uniek gemaak het. Dankie dat soos wat ons in die tuin loop en ons sien al die verskillende bome en verskillende blomme, so het U al die mense verskillende voorkomste gegee en verskillende persoonlikhede. Maar Here, soos wat die blomme en die plante die regte kunsmis moet kry, help ons om die regte kwaliteit, insprake van U Gees in ons lewe te kry, sodat ons kwaliteit kan groei en die persoon word wat U gedroom het en wat U doel met ons lewens is, sodat ons kan volvoer dit wat U vir ons bepaal het om te wees.
En dankie Here vir die voorreg om as kind van U ook ons toekoms uit te leef, soos wat U dit vir ons uitbeplan het. Ons dankie daarvoor. Amen.